'n leerder wat langs 'n pad staan, teken die frekwensie aan van klankgolwe wat deur die sirene van 'n ambulans voortgebring word. Die ambulans beweeg teen 'n konstante snelheid op 'n reguit horisontale pad. Die frekwensie tydgrafiek vir die waargenome klank word hieronder getoon. Watter een van die volgende stellings oor die beweging van die ambulans is korrek? Die ambulans. Die korrekte antwoord is B, maar die antwoord kan ook D wees. Opsie A sê die ambulans kom nader aan die leerder en gaan dan verby die leerder. Nou hierdie is die grafiek wat ons gegee is. Vir scenario A sou dit eerder so iets gelyk het. Met ander woorde, daar is een of ander waarde vir die frekwensie wat waargeneem word en dan sodra die ambulans verby beweeg, dan is daar 'n afname in die waargenome frekwensie. So A is nie korrek nie. Opsie C sê die ambulans kom nader aan die leerder, draai dan om en beweeg van die leerder af. Nou, in hierdie geval gaan ons ook begin met 'n sekere waargenome frekwensie, maar sodra die ambulans omdraai en wegbeweeg, gaan ons presies dieselfde sien as in opsie A. Ons gaan 'n afname sien in die waargenome frekwensie. Met ander woorde, C is ook verkeerd. Opsie B sê die ambulans beweeg weg van die leerder af, draai dan om en kom nader aan die leerder. Nou dit is 'n moontlikheid. Daar is 'n sekere waarde wat aangeteken word. Die ambulans draai om en kom dan nader aan die leerder en dit stem ooreen met 'n verhoging in die waargenome frekwensie. Nou die werklike frekwensie sal iewers tussen die twee waardes lê, so opsie B is baie beslis 'n moontlikheid. Nou opsie D sê die ambulans beweeg weg van die leerder af en kom dan tot stilstand. So in hierdie geval begin ons met 'n sekere waarde vir die waargenome frekwensie en dan kom die ambulans tot stilstand en dit sal daartoe lei dat die frekwensie wat nou waargeneem word, die frekwensie is van die sirene, die werklike frekwensie en dit gaan hoër wees as wat dit voorheen was. So ook D is 'n moontlike antwoord in hierdie geval. Dit gebeur bitter selde in matriekvraestelle, maar in hierdie geval was beide B en D 'n moontlikheid. Die korrekte antwoord kan dus of B of D wees.